Hello, Dumela, Samunani, Molo, welcome. Season 2 of Karua Kiwi is officially live. We're bringing you the best of both hemispheres, one story at a time. If you love the content, subscribe for more and follow us on all social media platforms. Here's the highlights from today's episode. Sy gaan ook saam met jou. Hoe werk julle storie? Ek het so 'n bietjie gevolg al. Ja, maar ek kon nie lekker die Ja, dit is absoluut jy weet dit is net genade van bo gewees om my vrou saam met my te kan hê in Amerika. Dit was my gebed gewees vir die laaste 3, want ek het al vir 3 jaar, die eerste 3 jaar wat ek oorgegaan het, my vrou net in 3 jaar en 9 maande gesien. My eerste jaar was 'n groot bomskok vir my. Ek het elke dag was ek op my knieë want ek het gebid, Here, vat my weg hierso. Ja. Ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Ek weet nie of jy al so kwaad geraak het dat jy begin huil, jy weet. Ja. Waar jy niks kan doen nie. Jy voel magteloos. Nation, we shout on loud, we stand in unity, and what is true, that's what we like to call Ubuntu. Yeah. Welkom terug by Karoo Kiwi. Vir dekades lank stroom Suid-Afrikaanse plaashappies na die FSA op die H2A program. Maar min mense het die pad met soveel deursigtigheid en hart gedokumenteer soos ons gas van vandag. Jacques van Tonder, oftewel Jacques 5 van Tonder, het begin as net nog 'n seisonale werker, maar hy het sy ervaring omskep in 'n missie. Vandag is hy 'n influencer en 'n mentor wat ander Saffas help om hulle voete in die Amerikaanse landbouwêreld te vind deur sy platform jacques5.com. Maar agter die visums en die trekkers lê 'n storie van diep, onwrikbare geloof. Jacques, hartlik welkom hier by Karoo Kiwi. Jy het al baie keer die Suid-Afrikaanse son verruil vir die vlaktes van Amerika. Waar in die wêreld is jy vandag en hoe lyk dit daar by jou? Ja, man, ek sit hier in Kimberley, so dis maar ek het so 'n stukkie grond hier buitekant die dorp, so dis maar my toevlug. Ek kan lekker op die vlaktes uitkyk terwyl ons hier gesels. Maar jy het my groot titel daar, weet nie, ek is maar net 'n mens ook. Ek het ook maar net baie foute en goed. Ek dink, jy weet, ek's nie die enigste ou wat mense help nie, jy weet. Ek dink daar's in my journey het ek so baie Suid-Afrikaners ontmoet wat ander ouens ook help, so jy weet, dit is maar net 'n eintlik 'n voorreg. Maar dankie. Dankie dat ek op jou Karoo Kiwi podcast. Ja, nee, dis so lekker mee te hê want ek het jou op TikTok gesien. Ek het jou onlangs op daai show gesien van Rian, daai beloofde land. So die H2A ding kom al 'n rukkie aan en ek volg dit en ek vind dit baie interessant want dit is net nou baie meer rigbaar want almal of baie van die ouetjies wat oorgaan het social media, so hulle sit video's op van hoe hulle werk en die lewe daar is, jy weet, en so aan. Want so 10, 15 jaar terug het 2 van my neefs ook gegaan en dit was nie so bekend nie, jy weet, jy het nie geweet wat H2A regtig is nie, maar dit is deesdae is dit 'n en ek dink dis eintlik maar net die visum se naam, maar nou is dit sommer die hele konsep daarvan is nou H2A, nee. Ek dink dit reg so. Yes. Ja, dis 'n buzz, dis 'n groot buzzword. Ja, omtrent. Ja. Ja, ek dink al die dit is absoluut soos jy nou gesê het, jy weet, die social media, ek dink veral met TikTok. TikTok gelons het. Toe het dit die hele ding baie groot oopgevlek. Ek dink dit was eintlik maar 'n baie eksklusiewe tipe ding ook gewees wat mense verstaan het. Dit is dalk maar die behoefte is verseker daar, jy weet, aan beide kante. Boere kort ouens, ons ouens kort werk. En daar's manne wat beskikbaar is, ja. Yes. Hoorie Jacques, voor ons aangaan, kom ons doen so 'n paar vinnige vrae, vinnige antwoorde, so dis sommer net so vir 'n bietjie pret. So so wat geniet jy die meeste nog, die sonsopkoms in Afrika of die sonsopkoms in die FSA? Ja, nee, wat Afrika. Hy loop deur die are. Ja, Afrika of Suid-Afrika het 'n vibe. Dit is moeilik om vir mense te verduidelik, maar ja, nee, wat ek bly net hier. As ek hier hoef oor te gaan nie. Ja, dan sal jy nie. Ek net hier. Ja. Hoorie nee, ek stem saam met jou. Daar's 'n tipe energie of daar's iets net anders in die omgewing en die lig daar en ja. Yes. Nee, dis amazing. Volgende een is die vraag op elke ou wat met hierdie goed te doen het se lippe, is John Deere of Case? Wat dink jy? Yes, jy weet, ek dink obviously John Deere het, jy weet, almal so bloed is groen in Amerika, maar tog is daar boere wat Case ook het, waar ons werk, of by die koöperasie wat ek werk, het weer alles is net Case. Jy weet, al hulle goed is Case. So ek dink daar seker applikasies van die masjinerie wat Case dalk 'n bietjie
makliker werk of wat ook al, maar nee. John Is daar Deere, ander brands, dis anders as daai twee ook wat julle mee werk? daar's New Holland en Ja, die blou. min van dit. Ja. Ja, hier en daar dalk nog 'n Fiat of 'n ou Ford of iets, maar Daar's nie Massey Ferguson meer nie. daar is en mense sien dit, maar ek meen dit is oorweldigend in my area, veral in selfs Dakota is dit is groen. Dit is groen, ja. Okay. Goed, die volgende een is, wat verkies jy meer? Hierdie social media influencer of met jou hande werk daar in die grond of jy sien nou by die koöperasie? Wat een verkies jy? Wat een van die twee? Ek verkies om met my hande te werk. Ja. Okay. Ek dink is lekker. Maar is lekker ook om vir mense te wys. Jy weet, Ja, die interaksie. so Dis lekker. is 'n dual purpose tipe ding, maar ja. Korrek, ja, jy Ek kan het actually altyd doen. Probeer maar. Genade van bo. Ja. Hoorie, en dan die laaste een is, so wat is die grootste stresfaktor elke jaar om terug te gaan? Soos wat is daai een ding wat jy die meeste worry? Weet jy, dis elke jaar as jy terugkom, jy's nooit verseker dat jy alhoewel jy 'n kontrak weer kry of is jy regtig nooit verseker jy kan teruggaan, jy weet. Okay, so dis daai onsekerheid van dit. Ja, dis jy weet jy kom terug, jy weet jy vlieg uit die land uit in Amerika en jy kom terug na jou eie land toe, jy weet daar's so baie goed wat kan gebeur. Jy weet politieke gebeurtenisse en goed, so ek bedoel ek dink is maar onsekerheid en ek dink is ook partykeer 'n bietjie mismoedigheid om jy weet jy gaan jy weer oor jy sit in 'n vliegtuig wat gaan jy weet hulle maak mos vliegtuigseats vir 12-jarige seentjies. En mens sukkel. Ja, ek is 'n groot ek voel ook so. Ja. Ja, dis so 'n battle van dat jy hier oor gaan mentally, jy weet vir my ek weet vir baie ouens ook, maar vir my experience is dit is 'n groot mental struggle wat jy battle. Okay. En, 'n groot onsekerheid dink ek dit is maar vir my die groot ding. Maar dit hou mense op mense knieë, jy weet, dis ek sê ja, daai afhanklikheid, hè. Ja. Dit is amazing ons Hemelse Vader het 'n manier om my op my knieë te hou. Regtig, soos ek meen daar's nie een oomblik wat ek kan iets dink, wow, jy weet. Maar ja, dit is maar dit ek dink dit is maar net die onsekerheid, ja, is Okay. van die ding. Ja. Hoorie, kom ons beweeg aan na die vraag toe. Sê hallo. Hallo. Dis Hasie. Hasie, sy gaan ook saam met jou. Hoe werk julle storie? Ek het so 'n bietjie gevolg al. Ja, maar ek kan nie lekker En jy werk by 'n koöperasie, hoe dit gebeur? Ja, dit is absoluut jy weet dit is net genade van bo gewees om my vrou saam met my te kan hê in Amerika. Dit was my gebed gewees vir die laaste 3, want ek het ook vir 3 jaar, die eerste 3 jaar wat ek oorgegaan het. Jy weet dit het my vrou net in 3 jaar en 9 maande gesien. So dit was my groot gebed. Ek net gesê Here asseblief kan jy weet maak 'n way. Ek wil my vrou by my hê, jy weet en so. En toe die koöperasie, hulle het vroutjies aangestel, hulle het so garage. So dis die koöperasie met al hulle plants en depots en goed en hulle 'n petrol garage, jy weet. Daar werk Andorres vrouens van Andorres. Baie oulike mense, ek love hulle baie, want hulle het 'n goeie attitude en dis hulle is regtig amazing mense. En toe het ek net die koöperasiebasie eendag gevra, as daar dalk 'n opening is, jy weet my vrou sal bereid wees om hierdie werk te doen, til slaan, aan die kombuiswerk, vloere skrol, whatever. En ja, toe hy wraggies toe soos terug, toe ek daai jaar toe ek terugkom, toe hy my die eendag gebel, toe sê hy, sal my vrou nog belangstel. Toe sê ek, absolutely. So ons gaan saam, ons werk vir dieselfde plek, ons werk eintlik vir dieselfde company. En maar sy's op A2B. So dis 'n ander. A2B is dieselfde as A2A in baie opsigte. Paar bietjies verskil, maar ja, dit. Goed, so kom ons praat 'n bietjie oor die A2A. So baie mense sien net die mooi foto's op sosiale media en die video's. Maar vat ons terug na daai eerste seisoen wat jy moes gaan, hè. Wat was daai grootste skok op jou stelsel toe jy die eerste keer op 'n Amerikaanse plaas begin werk het? Ja, Abby, ek het nog baie keer nagmerries en swat en sweet aan die ander wakker en so, maar ek dink die grootste skok is maar die hele kultuur ding en
ek bedoel jy's in 'n hele ander kontinent. Ek bedoel jy's 13,000 km weg van jou eie huis. Jy weet daar's nie vinnig gou huis toe gaan nie. Daar's nie gou vinnig met iemand gou chat by die huis of iets nie, maar dit was moeilik vir my want die boer was moeilik. Hy het nie goeie mense skills nie, jy weet. So ons het ek dink daai eerste 3 maande kon ek nie lekker kommunikeer. Ek kon hom nie hoor. Die Engels was high pitched southern Engels, jy weet. So ek het en hulle praat so vinnig. Ja. So ons het vingertaal gepraat, jy weet, maar ek het eventually toe kom ek eintlik maar agter wat hy sê. Maar ja, dis absoluut culture shock, mindset change. Yes, ja, so die H2A lewenstyl is nie net werk nie, dis 'n lewenswyse wat jy nou moet aanneem vir daai klompie maande wat jy daar is. So wat is die moeilikste deel van die H2A siklus wat mense nie altyd besef nie? Ja, ek dink jy weet, dis soos jy nou gesê, daar's bietjie van 'n miskonsep, jy weet, soos 'n wanindruk oor hoe dit daar is en jy weet jy's dalk gelukkig, jy's regtig dalk een van die gelukkiges om by 'n lekker plaas te kom waar die boer regtig uit sy pad uitgaan om 'n goeie boer te wees en vir jou die tyd daar lekker te maak. Jy weet, in ander gevalle is daar regtig ek meen daar's moeilike boere. Ek wil nou nie die woord gebruik slegte boere nie, maar daar's regtig ouens wat sukkel in terme van kommunikasie bietjie met die boer en die manier hoe die boere mense baie keer hanteer of kan hanteer of nie dat die boer sleg is nie, maar dat hy dalk dit is maar net sy konsep van 'n werker-werkgewer is dalk nie jou nie, weet jy. Korrek, ek dink ons Suid-Afrikaners is daarom almal ons is oop om te gesels, jy weet, ons is jy weet, sê vir my 'n ding soos hy is en gee my bietjie leiding, maar jy weet moenie my sleg sê nie of jy het nie nodig om my af te kraak en sulke goed. So dit gebeur en ek dink dit is mens moet regtig voorberei wees vir 'n bomskok in terme van jou geestestoestand, jy weet, dit is daar's so baie goed wat baie keer gebeur. Elke ou, weet jy albei, ek deel, jy weet, ek het my platform en goeders om ek deel maar my experience, jy weet, ek het elke ou 'n ander experience. Ek dink daar's 'n basiese fondasie wat redelik dieselfde is, maar ek bedoel ek experience dit dalk heel anders as 'n ander ou. Ek het 'n ander uitkyk op die lewe, ek het 'n ander siening. Wat baie ouens ook het en baie ouens het 'n beter siening as ek wat my uit afval. So ek dink dit is maar op die einde van die dag wat jy maak van dit. Verseker, ek glo jou uitkyk en jou siening bepaal 'n mate van jou sukses. So ja, nee, verseker. En ek dink dit bring my na die volgende vraag is so uit jou ervaring nou daar, wat is daai een eienskap van die Suid-Afrikaners wat daar is wat die onderskeid tref tussen die ouetjies wat floreer en die wat dan nou sukkel? Wat is daai een ding wat hulle dalk nie reg kry nie tussen die wat dit wel reg kry en dit nie reg kry nie? Ek dink is maar aanpassing en jy weet, mens moet 'n goeie attitude hê. Jy moet sê as jy wind klaar want jy's 'n bietjie briesie so as daar 'n noise is wat jy vir my sê. Nee, dit is Ek dink is aanpassing en dit is maar mindset. Dit is uitkyk op die lewe. Jy weet, mens moet 'n positiewe uitkyk hê obviously, maar dit is soos ek sê, ek dink is vir elke ou anders. Vir my was jy weet, my eerste 2 jaar in Amerika was absoluut crazy. Ek wou nie teruggaan nie. Want jy weet, ek het 'n ander gedagte gehad oor Amerika. Ek het gedog Amerika plaas is sekere goed en ek het in Amerika gaan werk en dit was glad nie, dit was die teenoorgestelde van dit. So ek moes 'n groot aanpassing doen aan my houding. Opskuif, bietjie kyk na myself, bietjie binne toe kyk en sê, hoorie, maar kom ek probeer dit of kom ek probeer dit en goeders en wel, jy kan nog steeds 'n goeie attitude hê, maar dit kan nog steeds sleg wees, jy weet, ek bedoel, ek dink dis wat jy daarvan maak. Ek dink dit is jou uitkyk, absoluut, werk vir my, ek meen, Ek hoor, So, dit vloei nou weer in so mooi na die volgende deel toe is, so op watter punt het jy nou besluit om nie net daar te gaan werk nie, maar 'n storie, soos jou storie te deel en te verfilm en te plaas op sosiale media, was daar 'n spesifieke oomblik wat jy daar kan onthou? Ek was in Georgia, die staat. Dit is vir die mooiste, dit is nog steeds, dit is Georgia, Nashville, jy weet, daar is so 'n gedeelte daar by
by die Black Hills. Dis mooi, dis ongelooflik mooi. Ek het so verlief geraak op daai natuur en hoe mooi dit is. So ek het ek dink van my eerste video's se goeders was nog bietjie van hoe dit daar lyk en jy weet seker mooi is dit een. Die landskappe en so ja. Yes. En ek kan nie regtig onthou nie. Ek bedoel daar's nie 'n spesifieke ding wat gebeur het nie, maar ek het maar net 'n gedagte gekry om my journey te deel. Ja. Jy weet. Eendag kan iemand daarna kyk en sê, "Jy's check hierdie mal ou. As hy dit kon doen, kan ek dit doen." Jy weet. Ja. As hy deur die goed kan gaan met 'n boer of in situasies dan kan ek ook, jy weet. En so ek het maar net so half gevoel, wel, miskien kan my kinders eendag iets gaan kyk of my kleinkinders of iemand sal baat vind daar uit maar nie, daar was 'n spesifieke nie, maar ja, dit seker maar half natuurlik dan gebeur soos wat mense daar aangaan. Ja. En toe na die stigting van JaakFaith.com, jy het 'n tipe van 'n mentorskaprol begin inneem en jy doen nou sessies in Suid-Afrika waar jy ook inligting deel en ander mense probeer werf vir die H2O-program. Ja, vertel ons 'n bietjie van dit, hoe dit gekom. Wel, jy weet op 'n stadium het ek die behoefte obviously gesien dat jy weet of besef hoe baie mense in Amerika wil werk. Ek bedoel as gevolg van social media dit ontplof en so die behoefte was daar vir die regte inligting. Alhoewel, jy weet ek sê perfek nie, ek het al verkeerde inligting gegee ook en ek probeer altyd myself check voor ek te veel inligting oordra, maar ek het maar die goed begin my experience en die inligting wat vir my gewerk het, goeders begin deel. En jy weet, dit is net makliker as jy opstaan in die oggend en jy 200 WhatsApps of jy het dit is net absoluut amazing hoeveel belangstelling, hoeveel mense jou kontak. Dan is dit maklik net om te sê gaan kyk op JaakFaith of met die autoresponders op my e-mail en op my WhatsApp. Kon ek daarom dadelik 'n ou help en vat na 'n plek toe waar inligting is. Ja, so ek dink dit is maar net dit is maar net, kom ons, jy weet, hoe kan ek meer ouens help vinniger? Want ons in Engels noem hulle dit mos triage. So jy moet nou alles wat inkom moet jy half in 'n rigting, en jou webwerf is 'n goeie platform om 'n klomp mense gelyk te hanteer. So exactly. Ek dink dit was maar die en ek voel ook Albrei, weet jy, ek bedoel ons is almal hier ons is almal geskape vir 'n doel. Ek bedoel ons is nie net randomly hierso nie. En ons het almal 'n purpose, jy weet. Elkeen maak saak wat jy doen nie. Jy weet ek sê baie keer vir mense, jy weet, jy hoef nie 'n pastoor te wees of jy hoef nie 'n diaken te wees of jy hoef nie 'n dominee, dit het nie 'n platform nodig wat vir jou 'n titel gee nie. Jy kan dit jy weet, jy integrate dit met jou leefwyse, maar ek bedoel ek voel dis 'n moral obligation vir my om mense, al gee ek hulle raad, jy weet, dis die lekkerste ding om vir 'n ou te sê, gaan bid daaroor. Vat al jou drome, al jou ideale, jou begeertes, jou bekommernisse en hoor by die Here of hy wil hê jy moet in Amerika gaan werk. Dalk het hy 'n opportunity vir jou hierso, of dalk is daar 'n geleentheid miskien in 'n ander land, of jy weet, vat net alles na hom toe en begin met hom worstel. En dis lekker as die ouens jou terugbel of jy weet 'n week later, Jaak, dankie ek het werk gekry, of Jaak, ek het dit het gebeur, of maar dis nie ek nie. Ek is maar net 'n wessel, ek is maar net 'n koppie. Ek wil die koppie. Ek maak nie my eie koppie vol nie, die Here maak my koppie vol en ek kan dit bietjie uitgooi vir ander. Dit wat oorloop, kan die ander kry. Yes, so. Maar ek het nooit gedink dat my sosiale media ek het eendag te word ek wakker, toe ek soos 5000 followers op Facebook. Ek weet nie wat daar gebeur het nie. En ek het nie regtig ek het nie soos nou nog, dit is nie vir my belangrik nie, jy weet, dit is maar nou raak dit al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer en meer mense kom by my. Ek het geen doen nie. Ek is baie lost, actually, baie daar is ek regtig baie lost in terme van moet ek 'n social media manager nou kry, want ek kan nie alles doen nie, ek kan nie meer, dit is absoluut belaglik. Maar mens kan nie so baie mense bedien nie. Jy kan op 'n platform dit is nie die doel nie,
Correct. Ek is one-on-one, dis lekker soos ek en jy nou chat. Correct, Daar's op baie groter impak op one-on-one. Maar anyway, dit is soos ek sê, baie keer is dit net crazy. As ek 'n video baie keer opsit dan dan gaan daai ding net 100,000 views, 200, 300, 500 dan dink ja, en dan begin die navraag inkom. Navraag en versoeke, ja, jy kan nie. Maar dis hoekom daai inligtings daar eintlik so prakties goed kan werk. Die mense moet dit net bywoon, soos jy sê, ja. Wat doen en weet jy ek vra geld om 'n inligtingsdag te hou. Ja, maar dit kos ouens slag my. Ja, die ouens slag my so 'n bietjie oor dit en maar jy weet ek gaan actually ek het my vrou gesê. Ja. Ek gaan nou volgende jaar gaan ek dit begin aanbied verniet. Ek het actually 'n nice venue. Ons het hier op ons plaas, daar's so lekker groot lapa. Ek weet nie of jy kan sien nie. Daar agter die bome. Ek sien dit daar, ja. So dan sal ek nou sponsors. Ek het sponsors, jy weet daar's regtig ouens wat invest in ander mense. Ja. Ek het dit nooit. Dis wat ek wou sê, jy moet dalk sponsors. Daar's regtig goeie mense daar buite wat anoniem wil bly. Ek het jy weet baie keer dan kan ek 'n ou bel en sê hoorie, hier's vir jou geld vir jou paspoort of hier's geld vir 'n visa of Dis amazing. Ek het nou ons het nou seker 10 kaartjies wat iemand jy weet hulle wil nie hê mense moet weet wie hulle is wat ek dink is awesome, maar ek bedoel jy weet dan sou nou sê Jackie so ek sien jy hou 'n inligtingsdag weer ek sal 10 kaartjies sponsor of ek sal jy weet dit is vir my absoluut fenomenaal om te dink dat ons Suid-Afrikaners nog steeds saam staan as wat tye is van nood en goed en dat jy so impak op mense se lewens kan hê, nê. Ja, met die hulp van ander en so staan ons saam. So dis amazing. Ja, so om ander te help werk is 'n groot taak. So hoe maak jy seker die geleenthede is reg en dat die mense wat jy help werklik gereed is vir die realiteit van Amerika? Wel, ek kan nie direk vir mense werk kry nie. Ek werk op met die agente, ja. Ja. Nou en dan sal 'n boer my dalk bel of 'n agent sal my dalk bel of iemand sal vir my sê, "Jacques, ek kort spesifiek iemand nou vir dit." Ja, so. Yes. Jy weet dan kan ek ouens net verwys. Jy weet so ek is nie 'n agent of iets wat vir mense werk aanbied en sê hier's 'n werk en so nie, maar dit gebeur. Daar's gevalle wat ek vir ouens kan verwys, maar ja, dis altyd moeilik om mense te match. Jy weet, maar die agente doen 'n great job kan ek sê. Jy weet daar's regtig agente wat uit hulle pad uit gaan om mense te help en so hulle matching is redelik goed. Jy weet hulle sal jou baie mooi screen en jy kan match met 'n boer. So maar hulle weet al waarna om te kyk. Ja, ek sou sê ek's bietjie meer daar vir jy weet hoe dit werk en inligting deel en wat die volgende stap en wat jy moet sê as die boer jou bel die onderhoud, jy weet wat om te verwag, wat gaan die boer vir jou dalk vra en so 'n bietjie meer daar vir dit. So great. Moral support. Maar dis 'n belangrike rol want baie mense is onseker. Hulle wil hierdie ding aanpak, maar die onsekerheid kan hulle dalk weghou van dit af. Ja, so Exactly. The unknown. Ek bedoel jy kan 'n vyand beter aanval as jy sy ligging weet en hulle posisie weet en weet wat se infiltreer hulle het, jy weet, maar as jy net moet blindelings skiet, dan weet jy dit absoluut geen krag nie, maar jy moet jou vyand ken. Korrek. Dis maar so. Jou vyand mos hier naby jou onder jou arm. Absoluut. Maar ek dink ek bedoel as ek nou moet Nieu-Seeland toe gaan. Ja. Ek kan jou kontak want jy's daar, jy's deur die maar ek gaan nie weet waar om te begin nie. Jy weet okay. En ek sien dit maar so, jy weet dit mense weet nie waar om te begin nie. Waar wat jy weet, dis maar al die vrae wat ek gewoonlik kry en goed, maar dit ek hoor Kom ons praat 'n bietjie oor jou geloof en hoe dit jou lewe beïnvloed. So jou platform is op geloof gebou en wanneer jy dan nou duisende kilometers ver is, hoe bou jy en hoe bly jy geanker in God en dit wat hy vir jou het? Daar in die verte. Wel, jy weet vir my is dit absoluut 'n voorreg om te weet dat ons Hemelse Vader, hy het eers uitgereik na my toe. Hy het my hartsaag gemaak. Ek het 'n baie harde hart gehad. En ek is elke dag bewus van sy teenwoordigheid. Jy weet, dis moeilik om te verduidelik en ek wil nie dit eers verduidelik nie, maar God het my aangeraak op 'n wonderbaarlike manier wat
niemand het my probeer oorreed om hom te volg nie. Niemand het my probeer by 'n gunpoint dreig om hom te aanbid. Dis 'n wonderlike Dit was absoluut 'n geleentheid. verkoeking van my siel, jy weet. En ek bedoel die Bybel praat mos maar van die Heilige Gees wat in ons bly. Ons het 'n nuwe command center. Maar dit kom oor baie jare op. Dit, jy weet, dis nie iets wat oornag gebeur nie. Ek dink ons Skepper, die persoonlikheid wat jy het, is omdat hy dit vir jou gegee het. Die manier hoe jy is hy is jou pa, hy is jou Skepper. Hy het jou so gemaak. So aanvaar dit. Ek moet dit aanvaar. Ek dit was vir my moeilik om te aanvaar wie ek was op 'n stadium in my lewe. Ja, okay. Maar dis so daaglikse bewustheid van sy teenwoordigheid. Ek bedoel, jy weet, mens word wakker, dan sit ek van, ek lewe, of Here, nog 'n dag, of ja, of jy weet, daar's elke oomblik is daar altyd iets wat gebeur wat ek sy grootheid sien. En weet jy, ek sê dit is, hy maak jou oë oop vir dit. Ons is blind, jy weet, Jesus het ons genees van geestelike blindheid. Ek bedoel, ek is glad nie perfek nie, asseblief. Ek het so baie foute. Ek dink niemand van ons is my vriend. Ja. Hulle sal moet double check as ek aan die hemel kom, hulle moet, jy weet, hulle sal wat seker 'n paar ouens moet roep en sê, "Jesus, toe is net seker maak hierdie ouens vir die regte plek." Nee, ek dink dis absoluut vir my 'n elke dag ding, jy weet. Ek kan enige oomblik kan ek aan my gedagtes net sê, "Joh, Here, help daai ou," of "Jesus, Here, help my," of wys my gaan hierso, en dit vir my so, dis 'n nuwe prosesor, dis 'n nuwe program wat ek run in my kop. Mens kan nooit weer dieselfde wees daarna nie. Ja. Mens lewe nog in 'n, jy weet, mens face so baie reality en daar's baie daar wat ek wil bakstene gooi en maar ek dink mens kan op die einde van die dag kan jy gaan stil raak en sê, "Ja, dankie vir dit en sorry Here vir dit." Ja. Dis reël. Ek dink dit baie special. Dis vir my baie reël. Ja. So elke seisoenwerker het hulle daar wat hulle sê is wel hulle oppak, nê. So kan jy 'n oomblik deel waar 'n gebed of 'n spesifieke skrifgedeelte vir jou of vir 'n ander persoon deurgedra het in die Amerikas? Ja, absoluut. Ja, daar's so baie, maar daar was regtig een skrif wat altyd by my opkom. Want ek bedoel, ek wou my tasse elke dag pak die eerste jaar. Ja. Tweede jaar so elke week. Ja. Ek dink dit verander regtig nooit nie. Dit bly vreemd. Dit bly, jy's 'n outsider, jy weet, so. Korrek. Baie Amerikaners sal jou 'n bietjie intrek en innooi in hulle communities, maar dis 'n hele ander, jy weet, jy pas 'n bietjie aan hier, pas 'n bietjie, maar die kultuur, anyway, ons weet ons nou, daar's groot kultuurverskille. Verskille, ja. Maar ek dink daai plaas, my eerste jaar was 'n groot bomskok vir my. Ek het elke dag was ek op my knieë, want ek het gebid, Here, vat my weg hierso. Ja. Maar ek kan nie, want ek kan nie Suid-Afrika toe gaan nie, dan het ek nou nie geld, so ek my familie verantwoordelikhede dryf my, en ek het net, die Here het net eendag vir my herinner van die vers wat ek al so baie in my lewe gelees het, van, ek dink dit is Filippense 4:16, ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Ja, amazing. Dan dink ek, ja, Here, dankie, ek bedoel, ek nie my eie krag gee, want my eie krag hier werk glad nie, dis 'n frustrasie. Nee. So dit was lekker om elke dag eventually, jy weet, toe my houding bietjie verander, en ek kan net regtig getuig dat die Here kan 'n houding verander in 'n mens, en dit is amazing. En ek het net elke dag werk toe gegaan met daai, en ek het die Here herinner, Here, onthou, jy sê, jou woord sê, jy sal my krag gee, so. Ja, en ek bedoel, as ek nou moet terugdink en hoe ek haar deur is, ek weet nie, ek het elke dag maar net gevat soos hy kom, en ek het daar wat ek gesit en huil het, nie uit frustrasie, ek weet nie of jy al so kwaad geraak het dat jy begin huil, jy weet. Ja, waar jy niks kan doen nie, jy voel magteloos. Yes, so, maar dis maar, daai persie is my. Dis wonderlik, ja, dis amazing, en jy kan dit op enige deel van jou lewe van toepassing maak, en jy sal beter aan die ander kant uitkom, so dis my, cool man. Sê vir my, as jy een boodskap op 'n groot billboard buite oor Tambo lughawe kon sit vir elke jong Suid-Afrikaner wat op pad is Amerika toe op 'n H2A kontrak, wat sou daai billboard dan nou sê van Jacques se kant af? Don't go. Ek het gewonder wat jy gaan sê.
Ja. My vrou ons het vanoggend gesit toe. Ja. Ek hoor haar hier agter. Was dit? Wow, ek kan sy my Laat sy vrou kom. like die kamera nie. Sy is so mooi. Ja. Ek is ek like dit. Ek het al al 'n video saam met haar gedoen en so die een keer ek moes haar smeek. Dit het lank gevat. My vrou is ook so. Die billboard sal sê dream big. Ja. God will make a way. Ek het baie van die ouens wat ek mee praat en baie van die ouens wat ek inligting mee deel en encourage en whatever. Ja. Ek sal op een of ander tyd sal ek vir hulle ergens 'n boodskap stuur. God sal sorg. Ja. Ja. Ek het dit op 'n stadium in my lewe nie geglo. Wel, mens lewe verby sekere goed en jy maar ja, God sorg. Hy en omdat God sorg, droom groot. Droom weer 'n bietjie. Ons kort mense om weer te droom. Jy weet, ons land is in 'n warboel. Ja, ja. God kan, hy sal. Exactly. Sonder Ja, ek stem saam met jou. twyfel. Hy sorg. Absoluut, my vriend. Sê vir my, ja, nee, ek stem saam met jou. Ek en my vrou praat baie oor ons lewe. Ons is nou hierdie jaar 13 jaar getroud en as ons moet terugkyk oor waar ons was en hoe ons daar uitgekom het, dit is net genade. En absoluut. Ja. Baie geluk. Baie geluk. Absoluut genade. Ek dink dit is so amazing as jy jy weet, veral as jy begin trou of jy weet mense het al hierdie drome en ideale en dan begin die lewe en dan begin realiteite jou tref en jy weet vir 'n man, jy weet ons as mans, daar's hierdie dryf om sukses te wees. Daar's hierdie behoefte. Absoluut. Dis 'n DNA in 'n man wat dryf vir sukses en om te sorg vir jou familie en jy weet as jy hoor iemand het werk gekry. Jo, dat ek juig want daai ou voel weer man, hy voel weer yes, ek kom vir my vrou sorg, yes, ek my kinders uitsorg. Dankie, jy weet ek weet sy plek wat hy kan inneem, ja. Ek dink ons is gebreek al ekskuus. Val ek jou in die rede. Nee, jy kan aangaan. Mans in Suid-Afrika is gebreek oor werk en die min opsies en ons weet wat al die redes is. Ek wil die politiek praat. Ons gaan die politiek, ja. Ek het baie hoop vir ons land en baie mense sal sê jy's nie 'n joke. Okay, daar's 'n realistiese skrif teen die muur vir Suid-Afrika, maar as ek nie gaan opstaan en glo in ons land nie, as ek nie gaan opstaan en sê kyk jy ouens, realisties, is dit 'n goeie opsie om in Amerika te gaan. Ek lok niemand uit nie. Dis 'n opsie. Ek kan jou help sover ek kan. As jy werk kry job. Ja. Jy gaan eintlik al die geld en dis wat baie mense ook besef nie, jy weet 90% van die geld wat Suid-Afrikaners in Amerika maak, kom spandeer hulle in hulle eie land. Ja. So die ekonomie, dit is nog steeds 'n goeie boost, maar ja. Ons gaan die land draai, ek weet nie wanneer nie. Ek glo die Here kan, absoluut. God, ek bid baie. Ek sal dit hier noem dat mense dit kan hoor. Ek bid baie dat God sekere mense sal uithaal. En as dit 'n verkeerde gebed is en Jacques, jy mag nie so bid. Nee. Dis of Papa God of iemand anders van hom uithaal of maar verstaan, daar is sekere goddelose mense wat hy ek stem saam met jou. Wat nie in posisies hoort en sulke goeters nie, maar daar's hoop. Dit is al. Ons kan nie nou gaan lê nie. Dis nou die tyd om te sê yes. Kom ons vat dit vas. Nee, dit is so en ek het so regtig met iemand gesels en ons het tot die gevolgtrekking gekom oor mense wat in die buiteland gaan werk, jy weet en dis nie noodwendig dat almal weghardloop uit Suid-Afrika uit nie, maar dis 'n geleentheid wat mense sien en aangryp en dis seker maar met die H2 ouens so ook. Want soos jy self sê, 90% van die geld kom weer terug in Suid-Afrika in, jy weet, so want so ons het tot die gevolgtrekking gekom. Dis nie, it's not running away, it's taking an opportunity. En dan moet jy terugkom en kom werk aan Suid-Afrika en wat daar aan die gang is. So ja. Dis so ek het sien. Ek het ook al, ek onthou eendag het ek dit gehoor jare terug toe 'n ou 'n boodskap gegee toe sê hy, hoe vat jy 'n land oor? Nee, hoe vat jy 'n land oor? En toe sê hy, jy koop die land. Nou, ek bedoel ek meen ek weet nie waar ons daai tipe geld gaan kry nie, maar ek bedoel jy weet ons sal moet ergens so vertroue hê dat ons daai tipe geld kan maak met konsepte en idees laat ons kan jy weet wie die scepter, wie het altyd die scepter in sy hand is die ou wat die meeste goud het.
Die ou wat kan goed weg of reg koop. Maar nou is dit geloof, nou is dit gebed, nou is dit ons moet maar net aanhou glo en vertrou. Dis eintlik interessant om te kyk as daar min of meer 20.000. Die statistiek is bietjie agter so, maar hulle is min of meer by so 20.000 Suid-Afrikaners wat op H2A werk. As jy gaan kyk average van 800.000 wat hulle dalk nou maak in die 7 maande. As jy daai sommetjies gaan maak en maal, dan is dit 'n aardige bedrag wat ouens terugbring Suid-Afrika toe. Wel, en hulle koop karre en huise en goed, so dit is absolute investasie in jou eie lande goeders aan. Ek het natuurlik baie ouens wat vir my sê ek probeer mense uit die land uit lok. Dis nie en ek verstaan hoekom. Wel, ja, exactly, maar jy weet ek verstaan hoekom mense dalk so dink, maar dis moeilik as jy in 'n posisie is waar jy's nou geretrench. Jy weet ek dink toe Goodyear het toegemaak sodat ek terug en nog 'n paar ander plans. Ek kan nie vir jou sê albei hoeveel mense het my gebel nie daai volgende dag. Want hulle het geen ander uitweg nie. Jy werk, jy weet jy het jou hele lewe in 'n myn gewerk, jy het jou hele lewe by 'n tire plant gewerk, dit's wat jy doen. En dis moeilik vir so ou om in Amerika in te kom want het jy plaasondervinding. Nee. Dan raak jy realiteite erg. Daar's H2B ook, daar's baie opsies. Maar kom ons begin kyk waar kan ons help. Goed, so ek dink dis baie keer wat mense nie besef nie. Ek dink daar's regtig nog mense in Suid-Afrika wat regtig baie goed doen finansiëel met service. So ek dink nie almal besef, jy weet jy moet in 'n ou se skoene wees om 'n opmerking te kan maak in terme van sy posisie, maar almal het 'n ander uitkyk en jy weet op die einde van die dag gaan dit gaan nie oor jou land nie. Dit gaan nie oor vriendskappe nie, dit gaan oor 'n keuse wat jy maak vir jou familie. My land kan nou maar vergaan. Ek hoop jy doen nie, maar my vrou kan nie. My familie kan nie. Ek moet gaan struggle en fight vir hulle. Ja. Absoluut. Jacques, sê vir my, wat wil jy skus. Nee, praat. Ek het net gehoor ek sien die tyd, jy het mos gesê ons is so 'n bietjie oor die tyd dink ek. Dis okay, ons kan aangaan. Okay. Sê vir my, wat hoop jy om te bereik met die Jacques 5 beweging? Sê net maar in die volgende 5 jaar. Wat is er nog 1 of 2 goed wat jy dalk wil bereik met dit? Ja, yes, absoluut. My hart is maar vir my mense. En ek het nou die dag, ek werk al lank aan 'n training program waar mense plaasondervinding kan optel in Suid-Afrika. En dan werk kan kry in Suid-Afrika op plase. Ek weet dit is nie altyd moontlik vir plaaseienaars of boere om ouens die salarisse te betaal wat hulle kry in Amerika nie, maar om 'n kultuur van boere, ek bedoel ons nageslagte en almal was boere, dit is wat dit is in ons bloed, dit is in ons DNA, jy weet jy's gebore met grond, dit is wat jy gedoen het om te lewe en survive en dis my droom en visie is om 'n training program te hê waar jy ouens kan inbring op plase waar hulle deur die siklus van plaaslewe gaan, deur die ins en out van alles op 'n plaas kan doen, trekkery, die ure optel, want die ding is vir enige boer in Amerika is hulle kyk na jou skill en jou ability. Wat se skills het jy, wat is jou ability? Okay, cool, hoeveel ure het jy al in 'n sprayer? Hoeveel ure het jy in 'n trekker? Hoeveel ure het jy in 'n stroper? As 'n ouetjie vir 'n jaar op jou trainingprogram was en hy het 100% elke dag gewerk op 'n plaas en hy was in 'n sprayer, hy was in 'n trekker en hy was whatever. Na daai termyn het hy al daai ure, jy weet, planttyd, soveel ure, planters, soveel ure en nie net vir werk oor see nie, maar vir werk in jou eie land. Jy weet, jy kan dan besluit. Daar's 'n nice netwerk agri-jobs. Agri-jobs.co.za. Nice mense, ons baie dieselfde droom en visie in terme van om mense werk te gee. Ek dink die agriculture, die agri-sektor in Suid-Afrika gee ongelooflike baie mense werk. Direk en indirek. Ek bedoel, jy weet jy het nou jou suppliers en jou koöperasies. Maar Philip Klaver, ek is soos 30 km net hier bo van my, Oom Louis en Cora de Kok. Jy weet, hulle boer groot, hulle het groot staf, hulle gee baie mense werk.
en hulle is 'n livelihood vir 'n klein gemeenskapie. Ja. So ek dink dit is waar ons land vorentoe gaan. Ek meen daar's baie grond. Daar's baie grond wat die staat nog besit, daar's baie grond wat privaat mense besit en kom ons gee stukkies vir ouens wat deur die regte programme was, training was of jy weet, nou kan jy ouens employ en sê hoorie, kom ons begin iets. Kom ons sit 'n paar tonnels op, kom ons plant goed, kom ons koop 'n paar beeste, kom jy ja, so ek weet nie presies hoe dit sal werk. Jy droom groot en jy droom is in die regte rigting, so ja. Ek het is dit moet net nie dream big, ja, dis my ek deel jy klipies uit met. Okay. Ja, soos jy sê dat die mense deur die regte kanale dan gekom het en dan kry hulle 'n stuk grond want ek meen daar was al soveel teleurstellende gevalle waar grond gegee is aan mense en dan val alles net plat want hulle weet nie wat hulle doen nie. So ja. Ek dink is dis onkunde obviously. Dit is daar's 'n praktiese manier van dink wat baie mense dalk nie altyd in besit is van nie. Jy weet daar's common sense wat baie mense common sense is ek rarig. Ek dink baie mense weet dit nie. Nie lelik nie, ek bedoel ek dink jy weet maar sit die regte mense in die regte posisies en jy weet jy sal vooruitgang obviously sien, maar ja, ek droom waar dit is absoluut waar jy weet duisende mense deur om nie net ook werk te kan kry nie, maar jy weet dit is 'n gesogte mens. Rarig, 'n ou wat kan boer, 'n ou wat kan iets plant en dit groei. 'n Ou wat kan 'n trekker uitfigure en werk en regmaak. 'n Ou wat met sy hande kan werk, 'n ou wat diere ken. Dis 'n gesogte persoon. Ja, baie. En ek bedoel dis wat boere in Amerika soek en nog al die jare van gebruik. Ons daar's baie daar's 'n magdom van Suid-Afrikaners met hierdie kennis. En daai kennis moet ons bietjie oordra, glo ek en hoop ek en vertrou ek dat ons 'n meer gesogte nasie van werkers raak in terme van 'n boer. Ek bedoel jy weet as jy kan my stuur hier in die bos in 'n veld in en ek sal jy weet oor 'n week of 2 of 3 sal later maatie plantjie opkom of jy weet ek sal die grond bietjie begin bewerk het want ek bedoel jy weet ons moet eet. Jy moet leef, So, maar ek dink daar is baie suksesvol programme. Soos ek sê dit is maar net 'n drome goed vir nou en ek sal obviously by die regte mense nog uitkom en ek dink ons op my paai sal reis met die regte mense op die regte tyd en dit is absoluut wat die Here gaan jou vooruit. Ja. Yes. Ja. Soos vir Kiwi vir jou. Ons baie nou gekry. Ja, ek glo dis nou hierdie sosiale media en die media asulks Hoorie Jacques, ek kan nie glo ons op die einde dit was nou 'n baie lekker gesprek. Waar kan mense jou in die hande kry en jou sessies bywoon? Hoe kom hulle by uit? Wel op my website is maar die beginpunt. Daai jacques5.com. So daar's dan nou links na my social media toe, Facebook, Twitter, X, alles. TikTok. Wat dan nog? Die hele box and dice, al die smarties in die pakkie. Ek is dis wat die beste is om jou website en dan van daar af kan hulle jou navigeer na al die verskillende kanale. My YouTube channel, dit is waar ek nou regtig meeste van die video's eintlik maar opsit wat baie inligting verskaf oor die H2A ding en jy weet al die tipe goeie so. Maar daar's 'n link op my website na my YouTube channel toe en so gewoonlik wat vir my nice is in meeste gevalle as ek vir iemand al die inligting stuur of hulle kry die inligting op my website, kry hulle eventually werk. Party vat bietjie langer, party vat bietjie anders. So mens moet 'n goeie agtergrond hê van H2A en jy moet 'n goeie verstandhouding hê van hoe alles werk. Dan is dit makliker om agente te approach en dit is baie makliker om jou CV. Ek dink ek wil dit net noem as ons nog tyd het so vanaand. Jy weet baie ouens vra waar begin ek? Alles begin by jou CV. Daar is die beginpunt of jou registrasie, jou profielregistrasie by 'n agent. Daar is belangrik. Jy moet soveel inligting verskaf en dink net altyd sit jouself in die boer se skoen. As hy na jou CV, dink maar jy's nou 'n boer en jy kyk na jou eie CV. Jy weet hoekom sal jy jouself wil aanstel? Hoe verkoop jy jouself? Hoe verkoop jy jouself? Goed. Nie jok nie, obviously. Korrek. Dit werk vir party mense. So party mense kom in so. Maar dit byt jou gewoonlik maar aan die stert.
Ja, so dit is ek het al daai inligting en dit is Miskien moet julle begin video-opnames maak van die manne dat hulle net ietsie sê oor hulle self dalk. Ja, wat hulle vir die boere kan speel. Hulle doen. So dis 'n CV video. Ja, dis okay, so hulle doen dit al. Ja, sien jy jou dink reg. So ja, dit is absoluut wat hulle doen. Okay. Ja. Great man, yes, hierdie was nou lekker. Jacques, dankie dat jy lig is vir so baie mense wat op soek is na 'n nuwe pad. Jou grit en jou geloof is inspirerend man. Ja, dit was so lekker met jou te chat. En sterk. Dankie. Ja. Hoorie, ja, dankie vir jou. Ek meen, ek het Karoo Kiwi. Ja, ek wou iemand kry Karoo Kiwi te dink ek. Ja. Wat? Ek dink jy's in die Karoo. En jy's 'n Kiwi. Ja, ek het baie groot liefde vir die Karoo. Dis maar waar die naam eintlik maar begin het. Ja, ek is mal by die Karoo. Ja. En dan wil ek sommer net sê aan almal wat luister, of jy nou vandag agter 'n lesenaar of agter 'n trekker sit, hou die geloof. Al Jacques se skakels is op sy webwerf, dis die beste plek om te gaan soek vir hom. En dan tot volgende keer. Karoo Kiwi groete. Oor en uit. Bye. Lies a country without replica. 9 provinces woven together as one. Stands a nation under the African sun. Yeah. We are the Rainbow Nation, ready to show up for any occasion. 12 languages woven together as one. Stands a nation under the African sun. With